Goeie ding wat ek ooit met my laat gebeur is wanneer ek na die huis van die Here kan kom. Ek kan so moeg en uitgeput en ontsteld wees maar laat my net by die huis van die Here kom, waar al die heiliges vergader is en bid, dan begin ek dadelik beter voel. Daar's iets streelend daaraan, dink julle nie so nie, broers? Iets wat net streel en skynbaar al die plooie uitstryk. En jy's net tevrede. Resultate van die laaste diens vir die eerste aand en bid dat God voortdurend sal bewerkne, net sal voortgaan om ons daardie soort dienste te gee. Nou, ons weet nooit aand vir aand wat die Heilige Gees met ons gaan doen nie. Ons kom net hiernatoe sonder vorm, sonder enige ritueel. Wag net op die Here en kyk wat hy ons sal lei om te doen. Ek dink dis hoe ons moet maak. Kom en wag op die Here. Een van hierdie aande wil ek hê een van hierdie goeie sangers hier rond moet dit vir my sing. Hulle wat wag op die Here sal hulle krag hernie. O, ek hou net daarvan, want dis wat ek my hele lewe lank moes doen. So bly ek moes dit doen. Ek wag elke dag en elke uur net op wat hy sal doen. Ek het geen vermoëns van my eie nie, geen geleerdheid om op staat te maak nie. Ek moet net op hom staat maak. En uur vir uur wag ek net op hom, kyk wat hy vir my sal sê om te doen. Probeer nie verbouwereer te raak wanneer honderde oproepe en siekes en sterwendes nie. As jy heeltemal verbouwereerd raak, dan kan God jou nie gebruik nie. Sit net stil, hy is groot genoeg om jou te sê. En so, hou net aan om met hom te praat en hy sal vir jou sê wat om te doen wanneer hy daar kom. Dis die beste om net ons opdrag uit te voer, laat hom dan vir ons sê wat om te doen, nadat ons daar gekom het. Dink julle nie so nie? Baie goed. Ek was so bly om te hoor, en ek hoop ek het dit reg, dat die kerk almal bymekaar kom vir verdere samewerking vir Sondag. Om dit op Sondagmiddag te hê, sodat dit nie sal inmeng met enige van die kerke en hulle dienste nie. Here seën julle broers, dis baie goed en getrou. Ek waardeer dit om die mense te laat en almal by mekaar te laat kom. Dis wat ons hier is om te doen, is om saam te werk en al ons gawes en kragte te koördineer en soorts vir die koninkryk van God so ontwil. Die enigste manier wat ons ooit hierdie groot vrag sal beweeg, is om saam te trek. Ek het altyd perde gery. Jy kry 'n swaar vrag en jy vat een perd, hy sal trek en dan ophou die ander een trek en jy kan net nêrens kom nie. Maar laat hulle rustig raak, hulle skouers langs mekaar kry en dan begin. En een van die beste maniere om dit te doen, om 'n vrag soos daardie te trek, is om jou perde te lei. En dis die beste manier wat ons nou nodig het, is om te stop, op te ruk, spring en die Heilige Gees ons verder te laat lei. Is net 'n manier dit reg uit te lei en die vrag sal oorneem, is ek seker. Net voor ons die woord oopmaak, want ons wil hê julle moet vroeg in die oggend opstaan en julle Sondagskool bywoon. En nou, julle besoekers hier, wat vreemdeling in die stad is, hierdie manne hier verteenwoordig almal kerke. Daar sal een van hulle wees na aan waar hy bly, woon een van hulle by môreoggend en ook môre aand. Woon sommige van hierdie kerke by, julle sal welkom wees by enige van hulle. En julle lidmate hier van die kerk, die verskillende groepe, nooi hierdie mense huis toe saam met julle om kerk by te woon. Sê vir hulle waar julle kerke geleë is. As ek in San Jose gewoon het, sou ek aan een van hierdie kerke behoort het. Dis presies reg, ek sou my kinders in hulle Sondagskole hê. Want hierdie kerke staan vir dieselfde ding waarvoor ek my lewe gee, hierdie evangelie, die volle evangelie. En ek sou sekerlik my kinders laat onderrig in skole soos daardie, wat hulle die woord van God en die weg van die lewe sou leer. En ek is seker hulle sal julle goed doen as julle net hulle dienste môreoggend sal bywoon, môremiddag hier wees en môre aand teruggaan na een van die kerke. Hulle sal dit sal alles waardeer word. Dan begin ons volgende week net dadelik met ons voortgesette herlewing elke aand volgende week. Nou voor ons die woord oopmaak, laat ons met die outeur praat. Iemand het een keer vir my gesê, broer Branham gesê, jou Engels is regtig swak.
En ek het gesê, ek weet dit. And said, this is a very En smart gesê, man. hierdie was 'n baie slim man, en omtrent almal van julle ken hom. Hy kan in 7 of 8 tale preek. En so het hy vir my gesê, hy het gesê, jy ken net nie jou Bybel nie. Iets met my bespreek. And I said, but I know the author real well. That's the main thing. En ek het gesê, maar ek ken die outeur baie goed, en dis die hoofsaak. Solank ek hom ken, sal hy my lei in wat reg is, ek glo dit. So laat ons nou met hom praat, met ons hoofde gebuig, net vir 'n oomblik. Great author of life, Groot outeur van die lewe, die skrywer van die heilige skrifte wat vir ons gegee is, geïnspireer deur die Heilige Gees. and can only be interpreted by the Holy Spirit. En net deur die Heilige Gees uitgelei kan word, en ek bid dat U hom vanaand sal stuur, die goddelike uitleer van hierdie skrif, en dit in ons harte sal plaas. Elkeen van ons, sodat ons geloof kan ontvang vir alles wat ons nodig het vanaand. As daar diegene hier is wat U nie as verlosser ken nie, mag die skrif in hulle hart oorgedra word vanaand deur die Heilige Gees. Dat Christus vir hulle sondes gesterf het volgens die skrifte, en gee as hulle nog nie die Heilige Gees ontvang het nie. Mag hierdie die aand wees dat wanneer hierdie deel van die skrif aan hulle oorgedra sal word, en mag hulle die salige Heilige Gees ontvang om die wil van God in hulle lewens te laat geskied. En ons sou bid, Here, vir hulle wat siek en behoeftig is vanaand, die ingeperkte mense en diegene wat in die hospitaal is op sterfbeddens. O groot God van die hemel, stuur engele na hulle bed toe en genees hulle siek liggame, Here. Spreek die vrede van God vir hulle. En hulle wat teenwoordig is, mag die skrif aan hulle oorgedra word vanaand deur die Heilige Gees, dat hulle mag weet die skrif sê, ek is die Here wat al julle krankhede genees. En mag daar nie 'n sondaar of 'n siek persoon onder ons wees wanneer die diens vanaand afgesluit word nie. Mag die harte van die heiliges opgelig word in groot lof en vreugde, totdat daar 'n haleluja reg oor die hele gebou sal wees en buite op die gronde wanneer hulle vertrek. Mag hulle praat soos diegene wat van Emmaus afgekom het. Was ons harte nie brandende in ons toe hy met ons gepraat het gedurende die diens nie? Skenk dit, Here. Môre gee elkeen van hierdie predikers, Here, ek bid dat U hulle môre so 'n salwing sal gee, dat elke kerk 'n lewensvuur daarin sal hê. Mag daar sondaars gered word en gelowiges vervul word met die Gees en die siekes en beproefdes genees word in die kerke. Mag daar môre aand van reg oor die land kom getuig van watter groot dinge in hulle kerke plaasgevind het. Skenk dit, Here, gee ons hierdie oorwinnings, Vader. Heilig nou elke gelowige, verberg ons agter die woord, Here, mag die bloed versoen vir ons sondes, en laat die Heilige Gees net inkom en die voorrang geniet in ons lewens, net deur die lees van die woord, tot die einde van die diens, want ons vra dit in Jesus naam en om sy onwil. Amen. Ons wil bietjie lees uit die heilige geskrifte vanaand op 2 verskillende plekke wat ek gekies het om uit te lees. Ek wil die onderwerp neem net na die lees van die woord. Eers sou ons uit Genesis die 24ste hoofstuk lees, vanaf die 56ste vers en insluitende die 60ste. En dan wil ons begin in Genesis 22 by die 15de vers en insluitende die 18de te lees. In Genesis 24:56 lui dit so. Maar hy antwoord hulle, moet my nie ophou nie, aangesien die Here my weg voorspoedig gemaak het. Laat my trek, dat ek na my Heer kan gaan.
we will call Toe the sê hulle, damsel laat ons die and dogter roep inquire at her en mouth. haar self vra. And they called Rebekah and said unto her, En Wilt hulle het thou Rebekka go with geroep this man? en haar gevra, And wil she jy said, met hierdie man I saamgaan? will go. En sy antwoord, ja. And they sent Daarop het hulle Rebekka, her hulle sister suster and her en nurse haar and oppasser, Abraham's servant, laat trek saam met die dienaar and his van man. Abraham en sy manne. And they blessed Rebekah and said unto her, En hulle het Rebekka Thou geseën art our sister, en aan haar be gesê, thou ons the suster, mother of mag jy thousands of duisende van miljoene word, And let thy seed possess en mag the jou gate nageslag of die those poorte that van hate hulle wat thee. hulle haat in besit neem. And in Genesis En in Genesis 22:15, and the angel of the Lord called toe unto roep die engel Abraham van die out of Here heaven vir the die second tweede time, keer na Abraham van die hemel af, and said, By myself have I sworn, saith en the sê, Lord, ek zweer by myself, for spreek die Here, because thou hast done omdat this jy thing, dit gedoen het, and hast not withheld en thy jou son, seun, jou thy enigste, only son, nie teruggehou het nie, that in blessings I will bless thee, dat and ek jou ryklik multiplying sal I seën will en jou multiply nageslag thy grootlik seed as sal the vermeerder stars of soos the die sterre heaven, van die hemel, and as the sand on the en soos seashore. die sand And aan die thy seestrand seed is, shall possess en jou the nageslag gate of sal die his poort enemy, van sy vyand in besit neem. and in thy seed shall all the nations of the earth be En blessed, in jou because nageslag thou sal al die hast nasies van die obeyed aarde my geseën word, voice. omdat jy na my stem geluister het. If I should call it a subject just for a few moments, I'd say this, thy seed shall As possess ek dit 'n the onderwerp gate sou noem of net vir 'n paar his oomblikke, enemy. sou ek dit sê, jou saad sal die poort van sy vyand in besit neem. God had been trying Abraham to see if he would hold fast his promise. God het Abraham beproef om te sien With a of hy heart aan sy that belofte was- sou vashou But the unadulterated met 'n hart van faith. onvervalste geloof. You know, there's so many people that can grasp the word Julle weet just daar for soveel a mense minute. wat die woord net vir 'n It oomblik seems kan real vasgryp. good to them. Dit lyk baie goed vir hulle. And then after a few hours, something comes along contrary En dan na 'n to paar uur what kom iets the teenstrydig seed seemed met to wat die tell saad them. hulle skynbaar sê, And finally en it'll wither. uiteindelik sal dit vervaag. Some can keep it for a few days. Party kan dit hou But vir 'n paar others dae, seem to catch maar such a ander hold kry of it skynbaar till so they'll hou never vas let it daarop loose. dat hulle dit nooit sal los nie. Jesus spoke of these in his time. Jesus het van hulle gepraat in sy tyd oor waar die saad op klipprige grond geval het en op dorings en distels en dan sommige in goeie grond. Now, the last time here I'd taken 3 afternoons of Nou die laaste series keer on hier wat teaching ek 3 of middae van Abraham. reekse geneem het How oor leer that van God had Abraham, given him hoe the dat God hom die promise. belofte gegee het toe When hy he was 75 jaar 75 oud years was. old and told him that he was to have En vir hom gesê het dat hy 'n kind sou hê by Sarah, sy vrou, 65 op daardie tyd. And Abraham believed what God said. Abraham was het the truth. geglo dat wat God gesê het die waarheid was. He didn't consider how Hy het old nie he in was ag or geneem hoe how oud hy old was Sarah was. of hoe oud Sarah was nie. The seed must have took a real deep rooting in Abraham's Die saad soul. moes 'n baie diep wortel geskiet het in Abraham se For it siel. had taken Want dit het 25 jaar geneem vir daardie saad om ooit lewendig te word. But Abraham Maar would not Abraham get wou dit started nie weggooi nie, because want he hy did het not dit see it nie growing. sien groei nie en gelyk asof die heeltyd teenstrydig was met die belofte. Abraham knew that it was God's word and Maar God Abraham het would geweet dat keep dit God his se woord word. was en God sy woord sou hou. Now the time had come when Abraham was right at 100 years old. Nou die tyd het gekom toe Abraham net omtrent 100 jaar oud was voor die saad ooit begin lewe. And God, in trying Abraham, En God deur the way Abraham that te he did beproef, Abraham, soos he wat hy does met Abraham Abraham's gemaak het, seed. maak hy met Abraham se saad. And we must realize that we, the believers,
En ons moet besef dat ons die gelowiges Abraham se saad For is. the Bible said that Want die Bybel het gesê when dat we wanneer are ons dead in dood Christ, is in we are Christus, ons Abraham's Abraham se seed saad and is heirs with en him erfgename according to is the saam met promise. hom volgens die belofte. And we receive Abraham's seed En ons when ontvang we Abraham se receive saad the wanneer Holy ons die Spirit. Heilige Gees ontvang. We Ons receive ontvang a 'n geloof faith met with the hierdie Holy Heilige Spirit Gees wat die geloof that was the was faith that wat was delivered to oorgelewer Father is Abraham. aan Vader Abraham. For when Want we wanneer die in ons Christ, we sterf take on in the Christus, promise. neem ons die belofte aan. Abraham, the great man of faith, we call Abraham, him, die groot man van geloof, noem ons hom, en hoe dat God al sy beloftes in Abraham bevestig, and promised that in the last days en beloof het dat in die laaste dae hoe hy dieselfde ding sou bevestig wat hy vir Abraham gesê het. Hy sou dit weer bevestig met Abraham se saad. Jesus picked it up in the New Testament and spoke back Jesus to het dit what opgetel in die Nuwe Testament en terugverwys na wat Abraham gedoen het en vooruit gespreek na hierdie geslag. For we realize just before Want the ons great besef net voor die destruction groot vernietiging of van Sodom, Sodom het Jesus Jesus daarna referred verwys to it in sy his dae days en and gesê: said, as it was in the days of Sodom, Soos dit was in die dae so van shall Sodom, it be in the coming so of sal the dit Son wees of in die Man. koms van die seun van die mens. Just the same happenings. So shall it be Dit to dieselfde the seed of gebeure. Abraham. So sal dit wees In met the die last saad van days. Abraham in die laaste dae. Now we know that the city Sodom was divided with believers and Nou ons weet dat unbelievers. die stad Sodom verdeel And the was in unbelievers gelowiges were en ongelowiges. Very En die ongelowiges immoral. was boos, baie As the onsedelik, unbelievers soos of die today ongelowiges is. van vandag is. And the church that was in En die Sodom kerk was wat in a in Sodom lukewarm was condition, in 'n lauwarm just as toestand, church net in soos the die world kerk today in die is. wêreld vandag is. But there was a group, Maar daar was 'n groep, Abraham's seed, Abraham se saad, that was wat die called the uitverkorenes elect, genoem is, that had separated themselves from the rest of the world. wat hulle self afgesonder het That van die was res van die Abraham's wêreld. seed. Dit was Abraham se saad. And when the time come of visitation, En toe die tyd van die besoek before the gekom het, annihilation voor die uitwissing van 'n of the groot great vuur fire wat uit die hemel falling from geval heaven and burning the entire city up, en die hele stad verbrand het, wat 'n tipe van hierdie dag was dat ons lewe, waar die vernietiging van die wêreld deur vuur moet kom. Notice, just before that took place, there Let was op, net three voor dit messengers plaasgevind came het, from heaven. Het daar 3 boodskappers uit die hemel gekom. And they came first to Abraham, the church elect. En hulle het eers na Abraham toe gekom, and die sat uitverkore down and kerk, talked with en him. gaan sit en met hom gepraat. And two of them got up and started on down to En Sodom. 2 van hulle het opgestaan to en bring begin the afgaan na church Sodom formal out. om die formele kerk The uit te church bring. Die Denomination, denominasionele kerk. a form, ritualistic church. But one 'n stayed vorm, behind to ritualistiese talk to kerk. the church elect. Maar een het agtergebly om te praat met die uitverkorenes van die kerk, die saad van Abraham. And they that went down and talked to Sodom, En hulle wat afgegaan en gepraat het met Sodom, met Lot en met sy kinders en met sy kleinkinders en sy skoonseuns en so voort. Hulle het die evangelie verkondig van die oordeel wat sou kom. Dit nie 'n volmaakte tipe van 'n moderne Billy Graham is nie, weet ek dit nie. En het julle opgelet, dit het die oë van die mense verblind. En die verkondiging van die evangelie, as dit nie ontvang word nie, verblind die ongelowige. Maar daar was een van wie ons wil kennis neem vanaand. Dit was die een wat agtergebly het en met Abraham gepraat het. He said he was a stranger and he'd traveled far.
And he said to En hy het gesê hy was 'n vreemdeling en hy het ver gereis. En hy het vir Abraham gesê, Abraham, waar is jou vrou Sara? If he was a stranger and not knowing Abraham, As hy 'n vreemdeling was en nie vir Abraham geken het nie, hoe het hy geweet dat hy 'n vrou gehad het en haar naam Sara was? Now Abraham's seed, wake up. How did this angel know? Nou Abraham se saad word wakker. Hoe het hierdie engel geweet, hierdie man geweet dat Abraham getroud was en sy vrou se naam Sara was? Gesê, waar is Sara, jou vrou? Abraham said in the tent which was behind Abraham het gesê in die tent wat agter die engel was, of die man wat gepraat het. And he said, seeing that Abraham is En hy het gesê, sien dat dit Abraham die erfgenaam van die wêreld is, sal ek nie hierdie geheim van hom weerhou nie. But according to the time of life, I'm going to visit you. Maar volgens die tyd van die lewe gaan ek jou besoek, omdat jy God se belofte gehou het. And Sarah is going to bring forth that baby that I promised you. En Sara gaan daardie babatjie voortbring wat ek jou 25 jaar gelede beloof het. That's how Abraham's seed keeps the promise. Dis hoe Abraham se saad die belofte hou. Hulle hou vas aan God se woord. 25 jaar gelede het God die belofte aan jou gemaak, Abraham. And you've been faithful to it and you're 100 years old now. En jy was getrou daaraan en jy is nou 100 jaar oud. Nou gaan ek my krag aan jou bewys. So that the seed after you will know to take a hold of God's word. Sodat die saad na jou sal weet om 'n houvas op God se woord te kry en daarin vas te hou. Maak nie saak hoe lank dit wag nie, tog sal hy antwoord. Kry houvas op God se woord en moet dit nie los nie. Then when Sarah heard this behind the angel, Toe Sara dit gehoor het agter die engel wat in die tent gesit het sy by haarself gelag. and the angel looking at Abraham with his back to the tent. En die engel wat na Abraham gekyk het met sy rug na die tent het gesê, waarom het Sara gelag? Don't you see God? That same Holy Spirit was on that Sien one julle that's nie coming God, to the midst of daardie the selfde church in Heilige the Gees last wat op days? daardie een wat in die midde van die kerk ingekom het in die laaste dae nie? Did Sarah lie? Waarom het Sara gelag? Sara was bang en sy het gesê, ek het nie. He said, oh yes you did. Hy het gesê, For o she ja, was jy het, afraid. want sy was bang. Do you see what Jesus said? There will be signs in these last days. And as it was in the Sien days julle wat of Jesus gesê, Sodom, daar sal tekens wees in die laaste dae en soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. now seed of Abraham, wake up. Take a hold. Watch God Nou saad keep van every Abraham word word wakker, so that kry hou vas. Kyk hoe God elke woord hou, al was dit 2000 jaar gelede het God sy belofte vervul, wat Jesus gesê het sou plaasvind. There's a modern Sodom. Daar is 'n moderne Sodom, daar is evangeliste dwars deur die land, daar's die formele kerk, daar's die geestelike kerk. Watch where those gifts are working and what groups they are working Kyk in. waar daardie gawes werk en in watter groep hulle werk. God hou sy woord. When the little fellow was born, God gave Abraham a double trial. Toe die kereltjie gebore is, het God vir Abraham 'n dubbele toets gegee om te bewys dat Abraham se saad getrou is. Told him to offer his son up. Vir hom gesê om sy seun te offer. Julle ken die storie. En toe hy gegaan het om hom dood te maak, was daar 'n ram wat gebler het in die wildernis agter hom en hy het die ram geoffer. And it was a ram, it wasn't a vision. Blood run out of it. Blood En dit was 'n ram, dit was nie 'n visioen nie. Daar het bloed daaruit geloop. Bloed loop nie uit 'n visioen uit nie. Hy het die ram doodgemaak want die ram het gespreek van Christus se koms. Toe God gesien het dat hy 'n man gehad het waarin hy vertroue kon stel, het hy gesê, ek het by myself gesweer. Want 'n man neem altyd 'n eed by iemand groter as hy en daar was niemand groter as God nie. So hy het by homself gesweer dat die saad van Abraham die poort van die vyand in besit sou neem. Oh my!
He swore it. God by himself swore Hoogste, hy het dit gesweer. God by homself het gesweer dat Abraham se saad die poort van die vyand in besit sou neem. Watch how he proved it. Rebecca going to be Kyk a hoe hy part dit of bewys het. Rebekka gaan 'n deel van Isak wees, wat ook deel is van die saad deur die vrou. En toe haar vader en haar broers en haar moeder en haar geliefdes, familie, wat in God geglo het, toe hulle sy gemaak het, voor 'n toets geplaas is. En toe dit by die toets gekom het, sal jy saam met hierdie vreemdeling gaan, of sal jy by ons bly? Is haar besluit vinnig geneem, duidelik. Dis hoe God se mense dit maak, vinnig en gou. I will go, she said. Not knowing where she was going, but Ek sal gaan, het sy gesê, nie geweet waarin sy gaan nie, maar deur geloof het sy gegaan, maar daar was iets binne in haar wat begin beweeg het, en sy het geweet dat God daarin was. En toe hulle haar op die kameel gesit het hulle haar geseën en gesê, laat jou saad duisende miljoene wees. Duisende miljoene. God het vir Abraham gesê, soos die sterre van die hemel, of die sand langs die seestrand. Dit bring die heidene in, dis hoe die saad van Abraham sou wees. And they also said, let thy seed possess the gate of its enemy. En hulle het ook gesê, laat jou saad die poort van sy vyand in besit neem. God wat deur haar beloof het, deur Abraham, dat die saad die poort sou besit, en dit sal. As long as there is a remaining seed of Abraham, it'll possess. Solang daar oorblywende saad van Abraham sal dit die poort in besit neem by die belofte van God, soos Abraham het, dit sal dit doen. When Israel was on its march, toe Israel op sy mars was en by die land van Moab gekom het, was daar 'n poort en hulle het gesê, ons sal julle nie laat deurgaan nie. En hulle het hulle profeet uitgebring om die volk te vervloek. In plaas van te vloek, het hy geseën. Hulle het hom al die slegte dinge probeer wys wat hierdie mense gedoen het. Maar God het hom die goeie dinge daarvan gewys. Want hy het daar die geslaande rots en daar die koperslang vooruit sien gaan, wat 'n versoening vir hulle gemaak het. En in plaas van te vloek, het hy die saad geseën en hulle die land in besit geneem. Omdat hulle op hulle pad was, 'n belofte van Jehovah gehou het. Niks kon hulle stop nie, want hulle was Abraham se saad met 'n belofte. Dat hulle die poort van elke vyand in besit sou neem, en hulle het dit ingeneem. Daniel, a seed of Abraham, Daniel, 'n saad van Abraham, is in 'n vuur oorgegooi, of in 'n leeukuil, verskoon my. Daniel was thrown into a lion's den to be killed by the lion. And the Daniel is in 'n leeukuil gegooi om deur die leeu doodgemaak te word. En die engel van die Here daarna gekom en die leeu gestop. Sonder twyfel was dit daar die groot vuurkolom wat die kinders van Israel gevolg het. 'n Dier is bang vir 'n lig. En toe daar die groot lig daar gestaan het, het die leeu gaan lê. En Daniel het die poort van sy vyand in besit geneem. Die bek van die leeu toegemaak, want hy het God se belofte gehad en hy was Abraham se saad. The Hebrew children, when they were thrown into a fiery furnace, they possessed die Hebreëse kinders toe hulle in 'n vuuroond gegooi is, het hulle die poorte van die oond in besit geneem. En die seun van God het afgekom en die vuur van hulle afgehaal en hulle die poorte van hulle vyand in besit geneem. Elia toe, hy was ook die saad van Abraham, toe die hele volk teen hom gedraai het, die koning, die koningin en almal. Tog het hy daar op berg Karmel gestaan op die belofte van God en die poorte in besit geneem. Die internasionale poorte van daardie land. Hy het, omdat hy Abraham se saad was, met God se belofte. When Moses, the seed of Abraham,
Toe Moses die saad van Abraham 'n opdrag van God uitgevoer het, God se woord gehou het, afgegaan het in Egipte, die mense uitgebring om hulle na die beloofde land te neem, het die duiwel 'n poort vir hulle toegemaak. Daar was hy omring deur Farao se leer vars gekeer teen die Skelmsee, maar God het gemaak dat 'n sterk wind begin waai het. En hulle het die poort van die vyand in besit geneem, want hy het 'n droë strook oor die see geblaas, en hulle het aangegaan na die belofte geloop op droë grond, want hulle was die saad van Abraham met 'n geswore belofte. Hulle sal die poort van die vyand in besit neem. Toe hulle uit die wildernis uitgekom het om in die Jordaan in te gaan, toe God met die beroemde Joshua gepraat het, en vir Joshua gesê het om oor te gaan om die mense gereed te maak, was dit in die maand van April, 'n maand van vloede. Die hele Jordaanvallei was oorstroom, gelyk asof dit swak. Strategie van God was om hulle na daardie plek toe te bring, na daardie ou modderige Jordaan, die ergste tyd in die wêreld, wanneer die rivier op die hoogste is. Gewoonlik laat God jou by die laaste punt van die pad kom, die laaste myl van die pad, dan tree hy in. As jy 'n saad van Abraham is, glo God en hou sy belofte vir genesing, vir verlossing, vir die doop van die Heilige Gees, wat dit ook al is, wat ook al die vyand is, God laat jou een of ander tyd reg aan die einde van die pad kom, en dit lyk erger as wat dit ooit het. Dokter het gesê, daar's nie 'n kans nie, maar hy is die saad van Abraham met 'n belofte dat hy die poort van elke vyand in besit sal neem. Joshua het nie gedink hoe wyd die Jordaan was, of hoe modderig dit was nie. Gesê, versamel julle en reinig julle en neem die ark van God, en gaan vorentoe. En hy het die poort van die vyand in besit geneem. Hoekom? Want hy het 'n beloofde volk na 'n beloofde land geneem deur 'n belofte van God, en was die kinders van Abraham. Dit laat 'n baptis voel om te skree. Abraham se saad sal die poort van die vyand in besit neem. Ja, hy het oor die Jordaan gegaan. Ons moet ook by die Jordaan kom een of ander tyd. Al hierdie groot krygsmanne moes sterf omdat hulle in sonde gebore is deur seksuele begeerte. Gevorm in ongeregtigheid, na die wêreld gekom en leuns gespreek het. Maar as die belofte, as Abraham se saad deur die belofte wat God Abraham gegee het, het hulle koninkryke onderwerp en geregtigheid bewerk, in die mond van leeu's toegemaak en die skerpte van die swaard ontsnap, die waters terugbeweeg en die dooies opgewek. Hulle was die saad van Abraham deur 'n belofte deur God self wat hy vir hulle sou doen. Toe uiteindelik het die koninklike saad eendag gekom, nie gebore uit 'n man nie, maar ontvang in die skoot van 'n maagd deur God self met geen seksuele begeerte nie, Heilige Gees gebore. Toe die Heilige Gees 'n klein maagd oorskadu het en daar in die ware saad van Abraham verwek het, die geloof wat Abraham in God gehad het, God het 'n belofte gemaak van hierdie saad, deur 'n maagdelike geboorte gebore, toe het hy mag gehad oor al die poorte van die vyand. Toe op die aarde was, het hy die poorte van siekte in sy eie mag gehad. Hy het met die siekes gepraat en die poorte het oopgegaan en hulle het vry uitgestap. Hy het die sleutels gehad vir die poort van melaatsheid, van krepeles, van beproewing, van versoekings. Hulle het hom in die gesig geslaan en alles gedoen deur baard uit sy gesig uit te trek en op hom te spoeg en hom te probeer kry om iets te doen wat verkeerd was. Hy het gesê, ek kon met my Vader praat en dadelik sou hy vir my 12 legioene engele stuur. Hy kon dit doen, maar hy het die mag gehad. Hoekom? Hy moes die dood smaak.
Al hierdie ander krygers het oorwinnings behaal en sopoors, maar hy moes daardie een oorwin wat nie deur hierdie manne oorwin kon word nie. En toe hulle hom doodgemaak het op Golgotha, was hy siel neergedaal in die hel. Hy het die sleutels in die hel gedraai daaronder en die plek oopgesluit en oorgeneem. Hy het die poorte van die hel in besit geneem. Op Paasoggend het hy die poorte van die graf in besit geneem. Hy het die sleutels van beide, die dood en die hel en die graf, en opgestaan triomf. En ons wat dood is in Christus is Abraham se saad, en ons is meer as oorwinnaars deur hom wat alles vir ons oorwin het. Geen rede vir ons om enigiets te oorwin nie, want dit is al reeds oorwin. Die laaste vyand, siekte, dood, versoeking, alles is onder sy voete geplaas. En ons is die saad van Abraham, is dood in Christus, is ons Abraham se saad wat voortmarcheer na oorwinning, na oorwinning, na oorwinning. Wat God se belofte voor ons uithou en aangaan, Abraham se saad met 'n geswore belofte deur Jehova God dat hy die poort van elke vyand in besit sal neem. Nou het die dood geen poort vir ons nie. Dood het nie, broer Branham. Nee, dit het nie. Wat daarvan dink jy, jy sal sterf? Ek sal nooit sterf nie, ek kan nie sterf nie, ek is al reeds dood, my lewe, ek is begrawe, my lewe is verborgen in God deur Christus, verseël deur die Heilige Gees. Die duiwel kon my nie kry as hy moes nie. Alle en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding, waaroor die tweede dood geen krag het nie. Ons het oorwin omdat Christus dit vir ons oorwin het. Hy het in Golgotha opgegaan het, het daar spoeg in sy gesig gehang, trane en bloed gemeng met spotspoeg. Daar die onnat kleed van bloed oor sy rug, hom teen die bene geslaan, soos hy die berg uitgeklim, die dood om hom begin zoem. Die dood het gesê, ek kom om jou te haal. O, daar die angel van die dood, jy sien dit in 'n persoon se gesig. Ek het hulle in my arms gehou en hulle sien bewe en uitstrek, dan bewe en uitstrek. En uitroep en skree om genade, niks soos 'n angel van die dood nie. Maar julle weet, toe die by van die dood om hom begin zoem het, julle weet, as 'n by 'n insek wat 'n angel het, as hy ooit diep genoeg gesteek het, trek dit sy angel uit, dit het geen angel meer daarna nie. En toe die dood sy angel geanker het in die maagdelike gebore seun van God, het hy die angel uit die dood getrek, dit het geen angel meer daarin nie. Die enigste ding wat dit is 'n bluf. 'n By wat geen angel het nie kan zoem, maar hy kan nie steek nie. Dit is beproef. Paulus het gesê toe die by om hom begin zoem het, hy gesê, o dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Dank God wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus, die ware koninklike saad van Abraham. Ons neem die poort van elke vyand in besit. Amen. Waarvoor is ons bang? Neem die poort in besit. Ons het God se belofte, ons het sy woord, ons het sy Heilige Gees. Die engele trek 'n laar rondom, alles is in orde, elke muur kan afgebreek word. Dit sal reeds afgebreek. Die seun van God gaan voor ons uit, sy baniere wat wapper, en daar is niks wat in die pad kan staan van 'n heilige wat 'n belofte van God gaan kry nie. Die dood kan dit nie stop nie, die graf kan dit nie stop nie, die duiwel kan dit nie stop nie. Ons is meer as oorwinnaars. Siekte is oorwin vir julle vriende, die dood is oorwin vir julle. Ongelowige, sal jy hom nie ontvang nie. Gewoontes is oorwin vir jou, versoeking is oorwin. Jy sê ek het nie meer, ek kan nie daaroor kom nie, dis oorwin. Hy het dit al reeds oorwin. Die groot finale saad van Abraham, daar is geen oorwinning meer om nou te behaal nie. Hy het vir ons oorwin. Nou ons glo net deur sy genade, deur sy belofte en hou vas. Dis al wat ons doen. Dis al reeds volbring. Ons siekte, ons oortredinge. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtigheid verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom.
Die groot koninklike saad van Abraham, sy gees is hier vanaand, sy beloftes is almal waar. Hy vervul alles wat hy gesê het. Waarom is dit dat een of ander situasie genees sal word en ander nie sal nie? Just because that you try to keep a little bit of the world around you. Turn loose everything, be simple. Net omdat jy probeer om 'n bietjie van die wêreld by jou te hou, laat alles gaan, wees eenvoudig en kyk na God en glo dit met jou hele hart. Hou vas daaraan dat dit moet gebeur. God het dit beloof, daar's niks wat dit kan keer nie. Do you believe that? Let us bow our heads. Speel dit, laat ons dan ons hoofde buig net 'n oomblik. How many would like to be remembered? Hoeveel wil graag onthou word in hierdie gebed, steek hande op en sê, God gee my die geloof. O, ek skaam my vir myself as 'n kind van Abraham die saad. Gee my geloof, Here, neem die twyfel weg, vergewe my ongeloof. Raise your hands and say, God, be merciful to me. Steek julle hande op en sê, God, wees my genadig. God seën jou. Die Here seën jou. Heavenly Father, the anointing of the Holy Spirit seems to be just Hemelse Vader, die salwing van die Heilige Gees wil my net skynbaar versmoor. Skynbaar dat hy iets groots hier wil doen vanaand. Laat dit gebeur, Here. O Here, laat dit gebeur. Daar is vir hierdie mense gesê dat hulle die saad van Abraham is en erfgename saam met Abraham is volgens die belofte. God het gesweer dat die saad van Abraham die poort van elke vyand in besit sal neem. Here, as daar een hier is vanaand wat U aan hulle hart se deur geklop het en hulle het U nog nie ontvang nie, laat hulle weet dat U hulle wil aanneem in die familie van Abraham. En hulle sê, wel, ek drink, ek rook, ek dobbel of ek lieg, steel of iets. Laat hulle weet dat al daardie dinge oorwinne is deur Christus Jesus. Daar's baie hier sonder twyfel, Here, deur verboureerdhede en twyfel en bekommernisse, wat nie die Heilige Gees ontvang het nie. Laat hulle weet dat U in alle opsigte versoek is soos ons, tog sonder sonde. U het ons plek ingeneem en die vyand oorwin deur U regverdige lewe, dat ons wat onregverdig is steeds die oorwinning kan hê, soos ons in die glo en aanspraak maak op die belofte. Dat diegene wat siek is, wat die getroue dokters deurgewerk en hulle bes probeer het om hulle lewe te red, maar hulle lê op sterwe, baie van hulle met siektes wat nog nie aan die mens geopenbaar is, wat om vir hulle te doen nie. O Lord God, they are the seed of Abraham. Let them see tonight by the message. O Here God, hulle is die saad van Abraham. Laat hulle vanaand sien deur die boodskap wat God aan Abraham gesweer het, dat sy saad die poort van elke vyand in besit sou neem. Dan deur in Christus Jesus ons Here te wees, maak ons die saad van Abraham. Elke vyand moet laat los. Die bloed van Jesus Christus mag dit hierdie groep mense reinig vanaand, mag alle twyfel en verbrouwereerdhede en vrese weggeneem word, en mag daar 'n koms van die Heilige Gees wees. O Here God, stuur die engel vanaand, daardie groot engel, die Heilige Gees wat afgekom het in die vorm van 'n man, net voor die vernietiging van Sodom, toe U eie dierbare seun gesê het. Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens. That one who Abraham worshiped and called the Lord God Elohim. Daardie een wat Abraham aanbid en die Here God Elohim genoem het, in die wete dat God in daardie vlees van daardie man gewoon het, wat 'n stuk kalfsvleis geëet en melk gedrink en brood geëet het. Oh Lord God, O Here God, dat daardie Heilige Gees wat in daardie een was, daardie dag net almal hier binne omring en hulle geloof gee wat Abraham gehad het, mag hy tot hulle harte spreek vanaand. Mag hy deur ons praat en met ons, dat ons sal weet dat die uitverkore kerk dit ontvang het. En God, ons bid vir die sondige wêreld, al die blindheid van die mense wat verblind is deur die prediking van die evangelie. Bid ons Here dat U hulle gou sal uitroep voor die groot vernietiging kom. Ons voel dat die kerk vanaand uitgeroep is en beveilig geanker is in Christus en gereed is om in die wegraping te gaan. So ons bid, Vader, dat U hulle sal roep uit alle verskillende lewenswandel. Grant it, Lord, for we asked it in Jesus' name. En hulle laat weet dat dit U is wat hulle die uitnodiging gee om te kom. Skenk dit, Here, want ons vra dit in Jesus' naam. Amen.
love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Nou sade van Abraham die boodskap verby, laat ons nou in die stemming van aanbidding kom, sodat die Gees van God nou deur ons kan beweeg. Laat ons dit sing met ons oë toe. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Oh, the great holy O, die groot heilige Gees wat vars in beweeg soos doudruppels uit die hemel, soos die roos van Saron gesalf. Aaron, toe hy in die allerheiligste ingegaan het, was hy gesalf met 'n welriekende geur. En hy het ingestap met granate wat slaan tussen klokke wat speel, heilig, heilig, heilig is die Here. Laat ons nou in die allerheiligste ingaan. Laat elke saad van Abraham hier vanaand op hierdie hemelse bal. Laat elkeen wat glo dat julle die Heilige Gees ontvang het, al die saad van Abraham, nou gesalf loop met die soetheid van geloof in die allerheiligste inloop en sing. Heilig, heilig, heilig is die Here. As jy behoefte het, laat dit bekend wees aan God, net voor ons die gebedsrede roep. Ga nou in. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Nou moenie dink aan wat verkeerd is met jou nie. Dink net aan hom wanneer ons dit weer sing. Dink aan, het ek hom lief? Is my liefde genoeg vir hom? Het ek hom lief gehad, hom eerste geplaas? Wanneer ek wakker word in die oggend, sal ek eerste ding wat ek doen hom prys. Prys ek hom reg deur die dag. In my besluite vra ek myself, is dit U wil, Here? Stel ek hom regtig eerste in alles? Kom hy eerste? As hy is, laat ons dit net weer sing en daaraan dink. I love Him first. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. You feel that sweetness of the Spirit? Voel julle daardie soetheid van die Gees wat net oor die gehoor beweeg? Nou eerlikwaar voor God, hoeveel kan regtig voel dat die Heilige Gees naby is? In die hemelse plekke sit in Christus Jesus. Move, sweet Spirit of God. Beweeg, soete Gees van God. Roep uit die dood na die lewe.
Spreek met die saad van Abraham. Gee hulle geloof. Laat hulle weet dat hulle die poort van elke vyand kan besit, want elke vyand is onder die voete van Christus geplaas. Selfs die dood, en ons staan in hom 'n oorwinnaar. Elke vyand is onder jou voete solank jy in Christus is, want alles is onder sy voete. Hoe kom ons in hom? Deur een gees word ons almal gedoop in een liggaam. Deelgenote gemaak van dieselfde seëning, dieselfde krag. Dieselfde geloof woon in ons hart wat in Abraham gewoon het. Daar dieselfde geloof wat in Abraham was. Wat die belofte van God vashou net voor die vernietiging van die wêreld, Sodom wêreld en Lot se dag. Daar dieselfde geloof kan daar dieselfde engel aantrek na hierdie gebou en dieselfde dinge doen wat hy toegedoen het. Glo julle dit? Hoeveel glo daar buite? Hoeveel siek mense is daar buite nie gehoor daar net siek? Steek julle hande op of God nodig het vir iets. Steek julle hande op. Ek gee nie om waar julle is nie. Steek net julle hande op. Te veel om na die platform toe te roep. As julle met julle hele hart sal glo dat die engel van God wat Abraham kom besoek het hier is, glo in hom met julle hele hart. Het Jesus nie daar dieselfde engel, daar dieselfde gees was in die man wat met Abraham gepraat het? Was hy nie hier gemanifesteer in 'n liggaam van vlees om sonde weg te neem nie? 'n Vrou het sy kleed eendag aangeraak en hy het gesê, "Wie het my aangeraak?" En het ons skrifte nie vir ons gesê dat hy nou 'n hoëpriester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede nie? In plaas van my gebedsrede hier na boontoe te roep net 'n klomp met gebedskaartjies, wil ek die hele gebou hê. Elkeen van julle daar buite dat julle mag weet, julle hoef nie 'n gebedskaartjie hierbo te hê nie. Ek sê dit in die naam van die Here Jesus en in die teenwoordigheid van die engel van God wie se diensknegt ek is. Vra julle vir God wat julle nou nodig het en eis die belofte. En kyk of die hoëpriester nie sal spreek net soos hy het toe hy hier op aarde was nie. Glo julle hy kan dit doen sodat julle siel verbly as hy sou julle hom laat aanbid. Al julle mense daar buite wat siek of beproef is of enigiets nodig het, sal dit julle verbly om God dit te sien doen, om dit te beloof nadat ek dit vanaand gepreek het. En God het die belofte gemaak dat dit so sou wees net voor die koms van die Seun van God. Dit was nog nooit sedertdien nie. Ondersoek die geskiedenisse, dit was nog nooit sedertdien nie. Maar dit is nou. Waarna toe het dit gegaan? Na die saad van Abraham, hulle wat gevul is met die Heilige Gees. Is daar enige siek mense in hierdie gedeelte? Steek hulle hand op hier oorkant in hierdie gedeelte. Steek hulle hand op. Kom ons bid. Here God, laat iemand geloof hê. Skenk dit, Here, dat die mense mag weet dat U dieselfde God is. U dieselfde een is. Wat na Abraham toe gekom het in een of ander soort liggaam van vlees. En U met hom gepraat, U het hom vertel van wie hy was, of sy naam genoem het, en hom vertel het van Sara. En gevra het waar sy was en daardie teken gedoen het. U het beloof dit sou weer gebeur en dit het, ons is dankbaar. Laat die mense in hierdie gehore getuie wees vanaand, dat daar op daardie dag geen vrae sal wees nie. Skenk dit, Here. As daar 'n sondaar hier is, mag hy ook die impak van die teenwoordigheid van die Gees voel, dat hy vinnig na die altaar toe kan hardloop en sy lewe of haar lewe oorgee. In Jesus naam bid ek. Amen. Just as reverent as you can, every person praying. Anywhere through the building, back, forward, everywhere you are. Just pray. Nou wees net so eerbiedig as wat jy kan in elke persoon wat bid. Enige plek deur die gebou, agter, voor, oral waar jy is, bid net. Oh, what a time. You don't know how I feel just now. O, wat 'n tyd. Julle weet nie hoe ek net nou voel The gate nie. of this thing belongs to Die me. poort van hierdie ding behoort nou aan my. God opens the gates. God maak die poorte oop, die poorte na julle beproewinge, die poorte na die onderskeiding van julle gedagtes van julle hart.
The Bible promised that the Die Holy Bybel Spirit het was the beloof discerner dat die of the Heilige thoughts Gees of the self mind. onderskeier is van die gedagtes van die That's the verstand. gate that was promised. Dis die poort wat beloof is. That's a gate that God gives and opens up. Dis 'n poort wat God gee en oopmaak. Way over in a corner, this way, everyone look this way just a moment. Way over in the Ver corner. oorkant in die hoek, hierkant toe kyk almal hier na toe net 'n oomblik. Ver oorkant in die hoek, hier is 'n man en 'n vrou wat daar sit. Hulle is man en vrou. There's the light hanging over them. Daar hang die lig oor hulle. The woman's looking at me, she's suffering Die with vrou something kyk wrong na with my, her leg. sy ly aan iets verkeerd met haar been. The man has stomach Die trouble. man het maagprobleme. Do you believe that God Glo will julle heal dat you? God julle sal genees? Raise up your hand if Steek you julle believe. hand op as julle Alright. dit sal glo. Both of you Goed, go home albei and get van well. julle gaan huis toe Jesus en Christ word gesond. makes you well. Jesus Christus maak julle gesond. What? Possess the gate of the enemy. Wat? There's the Neem die victory. poort van die vyand in besit. If Daar's thou die oorwinning. canst believe. As jy kan glo. Pray. Bid. How about out in here? Wat van hier buite? There's a little Daar's 'n woman vroutjie sitting wat there daar sit en Look bid. this way, sister. Kyk hier na toe, suster. She's sitting by the side of a heavy-set man. Jy sit langs 'n gesette man. Jy, Arthritis. arthritis, suikersiekte. Jy het vir God gebid om jou te genees. If that's right, raise up your hand. As dit reg is, steek jou hand op. Goed, gaan huis toe en ontvang jou genesing. Believe Glo now. nou, iemand reg hier onder het hulle hand opgesteek. Langs hierdie ry hier iewers. You? Jy, You believe glo with all jy your met heart? jou hele hart? Jy en jou man, jou kindertjies? You believe Glo Jesus Christ Christus sent het me my here hier for en this toe gestuur vir hierdie doel? purpose? You believe Glo jy Christ Christus can kan reveal aan me my what's your trouble? openbaar wat jou probleem is? You have stomach trouble. Jy het maagprobleme. Jou man het iets verkeerd met sy oë. That's right. Lay your hands over on one another, for Jesus Dis Christ reg. healed you Lê julle both hande right op now. mekaar want Jesus Christus het julle albei net nou genees. So spreek die Here. I challenge you to believe. Do you believe? Let you know that it's the same angel. I'll turn my back. Ek daag julle uit om te glo. Glo julle? Julle te laat weet dat dit dieselfde engel is, sal ek my rug draai. Right straight behind me is a man. He's praying for a Reg agter my mother and is 'n father. man. Hy bid vir moeder en Heart vader, trouble and arthritis. hartprobleme en arthritis. They come from Arkansas. Hulle kom van Arkansas, hulle naam is Smith. Glo met u hele hart daaragter, meneer en mevrou Smith. Gaan huis toe en ontvang julle genesing en word gesond gemaak in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. As julle dit glo met julle hele hart, gaan dan en ontvang dit. Now, just keep praying. Somebody in this section. Nou, hou net aanbid iemand in hierdie gedeelte. There's a woman sitting in this direction. Daar's 'n vrou And wat she's in got hierdie trouble rigting with sit her en back sy het and probleme with met haar rug her hip. en met haar heup. Mrs. Kirby. 'n Mevrou Kirby, Believe with all your glo met heart. u hele hart. Glo jy, dan kan jy huis toe gaan en gesond wees, mevrou Kirby. Jesus Christus maak jou gesond. Do you believe? The same angel of God, seed of Abraham. What's the matter? Glo julle, dieselfde engel van God, saad van Abraham, wat maak keer? There's a woman right Daar's 'n out vrou front. reg That lady oor kan there daardie dame looking daar at wat me, na my she's praying kyk. for Sy somebody. bid vir iemand. Dis haar seun. Hy's in 'n sielsiek hospitaal en sy bid vir hom. Dis reg, dame. O Jesus Christus sal hom gesond maak. As jy dit doen, steek jou hand op. Goed, mag dit so wees soos jy geglo het. Have faith in God.
Ek geloof in God. Wat dink jy, skat, daardie dogtertjie, mamma met haar arms om jou daar, glo jy? Glo jy Jesus sal jou genees van daardie suikersiekte en jou laat gesond word? Jy glo? As jy dit glo, staan op jou voete. Goed, gaan huis toe en word gesond. In die naam van Jesus Christus, maak dit so. Die dametjie wat daar sit en kyk daarna en jy staan voor 'n operasie maandagoggend van 'n vroulike probleem. Glo jy God sal jou gesond maak en jou deurbring? As jy dit doen, gaan en glo dit in die naam van Jesus Christus. What about you in a wheelchair? Wat van jou in die rolstoel, arthritis, as jy dit glo, kan jy ook huis toe gaan en gesond wees in die naam van Jesus Christus. There she comes out of the wheelchair. Daar kom sy uit die rolstoel uit, glo jy met wie hart, jy kan kry waarvoor jy gepraat. Daar gaan sy krepel uit die rolstoel, loop in die naam van die Here. Let's stand to our feet, everybody that's sick and afflicted. Rise to your feet now, give praise to God. Ons op ons voete staan, almal wat siek en beproef is, staan nou op julle voete, prys God. Steek julle hand op en prys die Here, almal vir sy goedheid, almal vir sy goedheid. Kom na die Here toe. Every sinner come here in the Sonder kom hier in die naam van Jesus Christus. Elke sonder loop hier na toe. Kom elke sonder beweeg vinnig hierdie kant toe en bekeer jou van die sonde. Command you in the name of Jesus Christ. Beveel hulle in die naam van Jesus Christus ten aanskou van hierdie engel wat die krepel is, laat loop die gedagtes met die hande onderskei. Die engel van God kom vorentoe sonder in die vrees van God en bekeer jou van jou sondes. That's stern and hard. But it's thus Dis streng en hard, maar dis so spreek die Here, as hy sal kom, sal hy gered word, net soos hierdie vrou genees is en ander genees is. Kom vorentoe sondaar. Come not on up this way, people. Kom reguit hier na toe, mense, almal wat die Heilige Gees soek, kom hier na toe. As julle die Heilige Gees wil ontvang, kom hier na toe. Hierdie is die uur. Sodom gaan oor 'n rukkie brand. Kom vorentoe, julle wat die Heilige Gees soek en iets van God wil hê, beweeg vorentoe. Hierdie is die uur van verlossing. As jy jou siel wil verlos van besoeking, jou siel verlos van sonde, jou siel verlos van vrees, jou siel verlos van sonde, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, wie se teenwoordigheid nou hier is. Ek beveel julle deur die lewende God wat julle sal oordeel by die koms van die Here Jesus, kom vorentoe en ontvang Jesus Christus. Come, this is your chance. You're challenged by the Holy Spirit. He'll judge you. Kom, hierdie is jou kans. Jy word uitgedaag deur die Heilige Gees. Hy sal jou oordeel by die oordeelsdag. Kom in die vrees van God, kom omdat God hier is, kom omdat God roep. Moenie oor een of ander patetiese storie kom nie. Nie oor enigiets kom behalwe omdat God jou beveel het om te kom nie. Kom nou, dit is dit. In die naam van Christus sê ek dit weer, laat elke sonder, elke persoon wat verdruk word, elke persoon wat in sonde lewe, ongeloof, en nie die Heilige Gees ontvang het, nie enigiets wat hy nodig het in die lyn van geestelike wandel, kom nou vorentoe. As jy meer het wat jy nie kan oorkom nie, as jy versoek word deur tabak, as jy deur sonde versoek word, kom vorentoe en word verlos in die naam van Jesus Christus. Kyk na hierdie arme vrou, ek weet nie wat verkeerd is met haar nie, ek weet nie wat die Heilige Gees gesê het nie, maar daar het sy gekluister gesit in 'n rolstoel 'n paar minute gelede, daar is sy nog steeds op haar voete en gee God die eer. Ergers kom saam met hulle, kom vorentoe. Oh, seed of Abraham, wake up, pray, get ready. Saad van Abraham word wakker, bid, maak gereed, die koms van die Here is op hande. Come forward, keep coming. Kom vorentoe, bly kom. What a moment. What a moment. Wat 'n oomblik, die Heilige Gees wat net oral hier rond sal. Ek het uitgekyk oor hierdie gehoor, iets onder my, lig my net skynbaar op. Iets is hier, die krag van God is hier, die heerlikheid van die Heiliges is hier, die krag van God is onder die mense. Saad van Abraham, jy het, elke poort is joune, elke poort is joune. Laat ons hande oral opsteek, al julle berouwvolle sondaars, steek julle hande op, almal. Creator of heavens and earth, send thy message. O Here, skepper van hemel en aarde, stuur die boodskap en die krag op hierdie mense, laat die Heilige Gees net nou die voorrang neem in hulle harte. Vul hulle met die goedheid. Fill them with the power of God.
Forgive their sins. Vul hulle met die krag van God, vergewe hulle sondes, genees elke siekte in die gebou, verkry eer vir Uself. Skenk dit, Here, terwyl die heiliges U aanbid, skenk dit, Vader, in die naam van Jesus Christus. Terwyl die heiliges God prys, kom ons ontmoet hierdie mense hier by die altaar, gaan reg om die hoek daar. Broccoli, iemand daar, om hulle te lei, net hierdie kant toe nou, sodat ons saam met julle kan bid, reg in die kamer. Reg na hierdie kant toe, almal nou, loop net hierdie kant toe. Werkers gaan reguit saam met hulle net nou, totdat ons na die kamer toe gaan, net nou. Die res van julle, enige iemand hier wat graag wil aansluit by hierdie groep, On the Calvary March. Hallelujah. op die Golgotha Mars, halleluja, op die Golgotha Mars, oorwinning in Jesus, Jesus Christus se oorwinning. They shall possess the gate of the enemy. Hulle sal die poort van die vyand in besit neem. Ek beloof dat God sou niemand roep tensy dit die saad van Abraham was nie. Daar gaan hulle na Golgotha, daar gaan hulle om die poorte van elke vyand in besit te neem. God bless their hearts as they go. My prayer. Seën hulle harte soos hulle gaan, my gebed. Reguit vorentoe, susters, as julle op julle pad reg saam met hulle is, gaan net voort. Enige iemand wat nou reguit wil ingaan, wat nie in die eerste plek ingegaan het nie, kom reguit vorentoe, die poort is steeds oop. And there where you can possess the gate of every enemy you got. En daar waar jy die poort kan besit van elke vyand wat jy, die vyand wat jy op versmoor, die vyand wat jy dinge laat doen wat jy nie wil doen nie, die vyand wat twyfel en vrees in haar plaas, net daar is die plek om dit te oorwin. It's already overcome. Just go claim it. Reeds oorwin, gaan eis dit net. Hulle is op hulle pad na Golgotha. I love him. Laat ons nou ons hande opsteek terwyl ons sing. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary Street. Laat ons net ons hande skud soos hierdie en ons oë sluit. I love him. Just look at that, brethren. All that love O wat hom liefhet, waai vir hom. because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Goed broer,